Hartlik goeiemôre aan julle almal. Baie welkom dat u opgedaag het hierso, dat u die tyd uitgekoop het om na te kom luister na die woord. En baie dankie spesifiek aan die mense wat die eerste keer hier by ons is. Baie welkom hier. Ek hoop dat julle die woord sal inslag vind in elke hart, siel en gees en dat julle die woord sal vind as 'n vervulling van die behoefte wat u het. Baie dankie en dit is ook, ek hoop so dat iedereen elke heerlike Kersdag gehad het, lekker saam gekuier het, met lekker familiebande opgetel het. Baie dankie ook vir dat julle na dit weer teruggekom het hiernatoe. Ons eer die Here daarvoor. Maar voor ons begin, wil ek net vir Pastoor Kiewit vra of hy vir ons die diens sal open met gebed asseblief. Dankie Pastoor Kiewit, die Here seën jou. Here, al die lof, al die eer, alle gebruik ons woord aan die woord verklaar is die wonderbare raadslag, die sterke God, die ewige Vader en Heer. Here, dan is het so mooi opgewonde vanmôre, dat die psalmdigter op Psalm 133 sê, hoe lieflik is het as kinders van die Here saam is, want dit is waar die seën kom. Ja. Nou kom hy op die Psalm 122 wat hy sê, ek is bly dat ek hoor opstaan in die huis van die Here. En Here, ons is vanmôre hier om ons te wil is die Here. Here, waarom het ons 'n liefde vir U het gepas op U, Here. 'n opgewondenheid het om U teenwoordig te sal vervang in Jesus. Hier te vergaar om U naam groot te maak deur ons lofprysing en ons aanbidding. Here, my gebed is vanmôre dat ons lofoffers en ons dankoffers en daardie dure gepakke opgevang sal word, die groottafel sal bestuif, Here, sodat die saam die gebiede van die heiliges vermeng sal word. Here, dat U die seën sal uitstort op elke vanmôre is, Here. Here, kom en wees U die eregas vanmôre in ons midde, Here. En ontvang ons lof en ons dank, Here. Al is ons as nietig mens, Here, leer ons die woord verklaar ons in Psalm 8. Wat is die mens dat U omdink, die mense kind dat kom soek? U het ons geag sodat U die lewe vir ons gegee, Here. En daarom ons sê dankie, Here, vir die voorreg wat ons het, Here, om in U huis te kan wees vanmôre. Dankie vir die wonderbare ervaring en belewenis, Here, om na die woord te luister, Here, dit ons eie te maak, Here. Ja. Ons harte daardeur besluit sal word tot eer van U heilige naam. Here, maar nie net dit nie, wanneer ons sal uitgaan, dat ons sal vrug dra, Here. En daar's 'n gesprek wat sê, die laaghangende vrugte is dit wat die mense pluk. Here, dat die vrug van die Gees so laag ons deur sal hang, dat die mense daarvan sal pluk en sal weet, hulle is kinders van die Here, as gevolg van die woord wat ons vanmôre sal hoor, Here. Seën elkeen vanmôre, Here. Here, ons roep elke gehoor tot gehoorsaamheid, Here. Ons weer lê elke slaap van diepe gees van slaap vanmôre, Here. Dat ons almal verstand sal bly en die woord sal hoor. Want ons weet Matteus 13 sê, as ons die woord hoor en nie verstaan nie, dan kom die vyand van die skiel daar, die saad, Here, is dit goed. Here, ons weer lê die werke van die vyand vanmôre, dat hy die saad kan opsteel, dit wat vir ons bedien word van die kanse af. Amen. Here, dankie vir U liefde, dankie vir U teenwoordigheid. Seën elkeen in die liefde naam van Jesus. Here, ons vra dat ons bediening uit diep afhanklikheid teenoor U en ons sê vir U dankie. Amen. Amen. Kom ons staan en maak ons die naam van die Here groot. Die volgende lofsang, baie dankie. Mare
gaan jy gloei dit vanoggend. Ons gaan juig. Amen. Halleluja. Prys sy naam. Prys sy naam. Dit is wonderbaarlik om dit te weet. Halleluja. Dit is waar ons heen gaan om te gaan juig. Halleluja. Prys sy naam. Prys sy naam. Yes, glory. Glory to God. Glory to God. Halleluja.
Away.
Here, vanoggend, Here, is ons gebed, Here, dat U geëer sal word in elke ding wat ons doen, Here, dat ons in elke ding waar ons kyk, waar ons is, waar ons loop, Here, dat ons U hande ons sal raak sien, Here. Here, as U vanoggend, Here, hierdie woord vir ons sal oopbreek, Here, dat ons kan verstaan waaroor dit gaan, Here, dat ons kan verstaan wat gehoorsaamheid is, dat ons kan verstaan, Here, wat dit is om nooit te gaan stil sit op 'n plekkie en net sit en wonder oor goed, Here. Hemelse Vader, ek vra, Here, dat U die woord sal seën in elke hart, siel en gees vanoggend. Here, dat U die woord sal diep sny vanoggend, Here, en dat dit sal sin maak, Here. Dankie, Here, vir U goedheid, dankie vir U guns, dankie vir U liefde. En ons eer U daarvoor, Vader, in die wonderlikste naam van die Here Jesus alleen. Amen. Amen en amen. Geliefdes van die Here, ek ken die sitplekke manier. Vanoggend toe ek op hierdie tema uitgekom het, Rehoboth, die ruimte wat die Here vir jou maak. Toe vra my vrou vir my, nou waar kry jy daai snaakse naam? Sê ek kom dit staan in die afval, sê vir, dit staan nie in die Bybel. Ja, sê maar wat beteken ek? Sê nee, dan moet jy eintlik die boodskap luister. Maar die woord Rehoboth is 'n Hebreëse of Arameese woord wat beteken die Here maak 'n plek vir my. Die Here maak plekke oop vir my. So dis waar dit gaan. Ek wil vir julle 'n gedeelte voorhou, daai Genesis, die 26ste hoofstuk, daar van die eerste vers. As jy 'n woord hierso het, maak hom maar oop, is lekker maklik, sommer voor in die begin van 33 in my Bybel. Dit gaan oor Isak in die land van Gerar. Hy maak 'n verbond met Abimelech en die huwelik van Esau gaan dit oor. Maar ons gaan nou nie die huwelik van Esau lees nie, ons gaan net so die eerste 22 verse lees en dan later weer nog so 4 versies. Ek lees vir julle voor daarvan vers 1. En daar was hongersnood in die land, buiten die eerste hongersnood wat in die dae van Abraham gewees het. Daarom het Isak getrek na Abimelech, die koning van die Filistyne, na Gerar. En die Here het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek na Egipte toe nie, woon in die land wat ek jou sal aanwys. Vertoef as vreemdeling in hierdie land, en ek sal met jou wees en jou seën, want aan jou en jou nageslag sal ek hierdie lande gee. Ek sal die eed bevestig wat ek vir jou vader Abraham gesweer het. Hier sien ons duidelik dat God nooit teruggaan met sy belofte nie. Goed. En ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel, en aan jou nageslag sal ek die lande gee, en jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat Abraham na my stem geluister het en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. Hy was gehoorsaam. So het Isak dan in Gerar gebly, en toe die manne van die plek om na sy vrou vra, antwoord hy, sy is my suster. Want hy was bang om te sê, dis my vrou, anders sal die manne van die plek, so het hy gedink, my miskien doodmaak ter wille van my vrou, van Rebekka, want sy was mooi van aansien. En toe al 'n lang tyd daar was, kyk Abimelech, die koning van die Filistyne, deur die venster, en hy sien hoe Isak speel met Rebekka, sy vrou. En Abimelech het Isak geroep en gesê, kyk, sy is dan tog jou vrou. Hoe kon jy dan verklaar, sy is my suster? En Isak antwoord hom, ja, ek het gedink, ek kan miskien om haar ontwil my lewe verloor. En Abimelech sê, wat het jy ons nou aangedoen? Hoe maklik om een van die mense met jou vrou gemeenskap gehad het, en jou skuld oor ons gebring het. En daarop gee Abimelech bevel aan die hele volk en sê, wie hierdie man of sy vrou aanraak, sal sekerlik gedood word. Isak het toe in die land gesaai, en in daardie jaar 100voudig gewen, want die Here het hom geseën. Onthou net, as ons hierdie van die eerste vers, dis 'n tyd van hongersnood hierdie gewees, nie? Onthou vers 12. En die man het groot geword, dis nou Isak, en altyd weer groter geword, totdat hy baie groot was. Hy het troppe kleinvee en beeste gehad, en baie bediendes, sodat die Filistyne hom beny het. Hulle was jaloers op hom. En al die putte, wat die dienaars van sy vader, die dae van sy vader Abraham, gegrawe het, en die Filistyne toegestop en met grond verval. Dat jy putte toegegooi, met ander woorde. Toe sê Abimelech vir Isak, trek weg van ons, want jy het vir ons veels te magtig geword. En daarom het Isak van daar weggetrek en laar opgeslaan in die dal van Gerar, en daar gebly woon. As jy nou mooi verstaan, hy het getrek na die dorp, die landstreek Gerar toe, maar dat hom eintlik uit die stad uit
gedryf, maar hy het nog steeds in dieselfde landstreek gewoon, want hy was gehoorsaam aan God, nee. Goed, en Isak het die putte weer opgegrawe, en in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, en wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het, en het genoem by die name wat sy vader daaraan gegee het. En terwyl die dienaars van Isak in die dal grawe, vind hulle daar 'n put met lewendige water. En die herder van Gerar het getoos met die herder van Isak en gesê, dit is ons water. Daarom het hy die put Esek genoem, omdat hulle hom onenigheid gehad het. En daarop grawe hulle 'n ander put, en daaroor het hulle ook getoos, en daarom het hy dit Sitna genoem. En toe het hy vandaar vir Sit in 'n ander put gegrawe, en daaroor is nie getoos nie. Daarom het hy dit Rehobot genoem. En gesê, ja, nou het die Here vir ons ruimte gemaak, en kan ons vrugbaar wees in die land. Jy sien, dit was nodig geweest om die hele gedeelte te lees, sodat ons 'n bietjie meer van agtergrond kan kry oor hoekom al die dinge gebeur het. So, as ons dink nou aan hierdie gedeelte wat ons gelees het, as ons kyk na die jaar wat verby snel, dit is amper die 31ste, jaar is amper verby, hoor ek sommige mense vertel, dit was 'n uiters moeilike jaar, hierdie jaar. En daar's ander mense wat weer vertel, dat dit 'n wonderlike jaar was, maar hoe dit ook al sê, vanoggend wil ek u bemoedig, hierdie woord van God, wat sê, sy dag, God se dag, begin eintlik in die aand. Die lewe bring donker dae, daar's dae van verwarring, daar's pyn, daar's teleurstellings, daar's finansiële druk, en dalk verwerping, en moontlik ook, ek sê dit eintlik baie swaar, 'n mislukte huwelik dalk, as ou dit so kan dink. So soms voel dit of die sluier van donkerte oor jou trek, en jy kan nie sien wat verder gaan gebeur nie, en ek weer eens wil ek jou vanoggend bemoedig deur die woord van God, dat donkerte, duisternis, is nie permanent. En mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees jou mag help, as jy hieraan dink. En voordat jy nou dink dat die volgende jaar, dat maar net weer kringloop sal voortsit, dit sal maar net dieselfde wees, wil ek vandag saam met jou verklaar, dat jy sal besef, dat die dagbreek is op pad. En dit is net 'n nagreis ver. Enige donkerte is net 'n nagreis ver. En dat jy sal weet, God werk in die donker loop. En dan, Genesis 1 vers 5, wat ek hier voorlees. Hy sê daarso, Genesis 1 vers 5, hy sê, God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem, en dit was aand, en dit was môre, die eerste dag. So sien jy dat God sê, dit was aand en dit was môre, en nie andersom. Goed. So, hiermee kan ons besef dat God is nooit weg nie. Hy is altyd daar. As jy donkerte in jou lewe beleef, of duisternis in jou lewe, of swaar kry beleef, dan is hy besig om jou te transformeer. En in die donkerte wat jy beleef, is as dit ware die opleidingslokaal, as ou dit so kan sê, van transformasie. God is besig om vir jou 'n nuwe ruimte te skep. En hoe gouer jy dit kan besef, hoe gouer kan jy beweeg na die dagbreek toe. En so, dalk voel jy bedruk, so, jy kan amper nie eens meer asemhaal nie, weet wat gaan gebeur nie, alles is so swaar op jou. Maar in die donkerte moet jy vandag besef, dat God is besig om vir jou ruimte te skep. Hy is besig om vir jou oop te maak. Sy teenwoordigheid kom neem plaas, daar, as jy dit besef natuurlik, kom neem plaas in jou huis, hy kom neem plaas in jou gesin, in jou werkplek, in jou besigheid, en waar jy ook al vertoef, kom sy teenwoordigheid. Dan besef jy sy teenwoordigheid, as jy verstaan, dat die donker, dit moet eers donker word, voordat dit lig. En hy kom vandag vir jou bevestig, as jy vir jou vandag in 'n donkerte bevind, kom bevestig hy vandag vir jou, dat hy verandering in jou lewe kom. Dit kan nie altyd donker bly. Soos, ons nie skool opgeleer het, na die wurmpie, wat homself toespin in die kokon, wat later van tyd 'n skoenlapper word. En ek weet nie of julle daai metamorfose nog kan onthou op skool nie. Wurmpie spin homself toe in die kokon, en hy breek deur,
dan word hy 'n vlinder, 'n skoenlapper, met die pragtigste klere, en almal staan in verwondering. Het jy al gesien hoe mooi van die skoenlappers? Die pragtigste klere, dit is net te pragtig. Maar daai skoenlappertjie het begin, sy transformasie het begin, na sy pragt, in donkerte, in daai kopel. So hierdie vormwisseling van die voorbeeld wat ek hier gebruik het, van die skoenlapper wat sal kan vlieg, is ook so in jou lewe. As jy in daai donkerte is, weet dit, dat God herskepping in die lewe sal beweeg bring. Jy voel dalk soms soos daai wurmpie, dit is donker, en die vooruitsig, dit lyk maar breed buite gaan, jy weet nie hoe gaan ek vorentoe gaan. Ek dink spesifiek nou aan iemand wat ek ken, wat sy vrou vanoggend oorlede is, en ek weet nie hoe voel hy nie, en ons dink aan Jaco en Santi ook, wat ook so belewenis gehad het. Die dink dat dit is donker nou, maar die vooruitsig lyk nie goed nie, jy wonder hoe gaan jy voortgaan. Dan kom die Here hierso, in Psalm 73, al vanaf vers 16. Ek gaan hom, hy sê, toe ek het nagedink het om dit te verstaan, was dit moeite in my oë, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan het, en op hulle einde gelet het. Hy sê hierso, dit was moeilik vir my, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het. En daarom moedig ek u aan vanoggend, in moeilike tye, donker tye, gaan ontmoet vir God in sy heiligdom. En in goeie tye, gaan ontmoet hom ook daar, om vir hom te bedank. Nie net as dit moeilik is. Deur 'n probleem in die donker tyd te probeer uitpleis deur jouself, is juist daardie tyd wat die vyand weer wil gebruik om jou uit God se teenwoordigheid uit te lok, as dit ware uit te ruk. Hy wil jou uitdruk, hy wil jou probeer oortuig dat jy self hierdie ding moet uitsorteer en om die probleem jou eie op te los. Maar ek weet nie van u nie. Ek het al 'n paar keer in my eie lewe gesien dat as ek self probeer om 'n probleem op te los, dan maak ek net 'n groot gemors af. As ek nie vir God gaan vra om met help. En dit is so, ek sê nee, ek gaan bly eerlik met God se teenwoordigheid. En kyk met ander oë na die storm wat in die lewe woed, sodat die storm jou nie oorweldig. Storm van hierdie donkerte. Storms en donker tye, helaas, is onafwendbaar in ons lewens. Daar sal storms en daar sal donker tye kom in ons lewens. Engelsman sê, dit is nie altyd plain sailing nie, maar daar sal storms wees. Maar die punt is, as die storm is, terwyl baie keer so oorweldigend dat jy nie weet nie, wat jy gaan doen nie. Selfs spesifiek in hierdie tyd van die jaar ook. Vir sommige mense is dit opwindende tyd. Sjoe, almal kom by mekaar en is feesvier en almal is net gelukkig, maar daar is ook sommiges wat in hierdie tyd van die jaar verwerping en eensaamheid nie. Hulle donker tyd vir hulle. En hierdie tyd wat eintlik 'n feestyd moet wees. Dit is waar. So jy mag dalk vandag vra, gaan dit maar nie net weer dieselfde bose kringloop wees van gebeure, dis die een ding op 'n ander ding. Jy kan dalk vra, maar kan jy ook vra, gaan die Here ooit vir my ruimte maak? En dan kom hy vandag, hier sy woord na jou toe, hy sê vir jou, moenie toelaat dat die storm jou hanteer, en jou reduseer tot niks. Nee, jy moet die storm hanteer, die donkerte aanspreek, anders gaan dit vir jou oorweldig. Nou volgens oorlewering, ek wil vir jou so 'n verhaal vertel, van die bekende Martin Luther. Ek weet nie of jy al gehoor van Martin Luther nie, hy was een van ons eerste kerkvaders, hy het baie dinge gedoen. Maar daar was 'n tyd gewees, wat hy vir 'n hele paar weke in 'n diepe depressie ingeval het. So, as gevolg van die dinge wat nog gebeur het in daardie tyd. En die dinge wat nie reg wou werk nie en so aan. En hy was in so diep gat gewees, en een oggend kom sy vrou na hom toe aangetrek, piksel. En heel vra hy vir hierdie ongewone uitrusting wat sy aan het. Sy moes seker akteer vol aangetrek het voorheen. En hy vra van nou die swart uitrusting, wie is dood? En sy sê vir hom, God is dood. En heel vir hom waar kyk hy na, en hy vra vir, wat bedoel jy? Ek kan nie so sê.
Onmoontlik, kan nie weet nie. Dis die ja, jy leef dan so asof God dood is. En toe kom hy agter dat sy vrou hom eintlik wakker geskit het. Want die toestand waarin hy verval het 'n groter impak gehad op die mense om hom ook nog. Want almal het na hom toe gekyk. Mense het selfs sy vrou gedink, God is dood, omdat hy leef asof God dood is. Nee. Kom ons moedig mekaar aan vandag om so te leef, dat almal kan weet dat Jesus leef. Dat almal kan sien, Jesus leef in jou. Vandag, as jy in 'n depressie verval en het so, kom ons so 'n lang gesig, hoe gaan hulle dan weet dat God leef? As jy sê, jy is 'n Christen, jy's 'n kind van God, net hierdie lang gesig, nee, jy 'n kind van God, dit werk nie so nie. En baie mense stry daaroor, maar daar's soveel getuienis vandag. Ek hoef nie eers uit te brei daarop nie, dat God lewe. En terwyl jy in daai donker kokon is God besig vir jou reiking. Gewoonlik vra ons die Here in die duisternis en storm, Here, waar is U dan nou? Hoekom is U nie met my nie? Maar as jy fyn geestelik ingestel is, sal jy agterkom. Dis juis in die wat hy die naaste aan jou is. Is juis in hierdie tyd waarin jy gevorm het. Donker tye in ons lewe, en as jy terugkyk op dit, dan sal jy sien. Ek en Willie het op iewers met week oor gepraat. As jy kan sien hoe die Here jou gehelp met deurgekom. So baie dink ons die son is weg. Hoekom skyn die son nie? Dis soos ons dalk vra, waar is God? Hy's weg. Maar die son skyn die hele tyd. Hy's dalk net weggesteek agter die wolk. Ons kan hom nie sien. Alhoewel hy skyn. Ons kan hom net nie sien. En soos die woord van God sê, dit was aand en dit was môre. Donker en daglik. So dit moet eers aand word voor dit kan dag word. Dit kan nie andersom werk. Jy kan dit dalk seker so sê. Maar almal beleef tye waar 'n hoogskerm die son of die lig so bedek dat ons dit nie raak sien nie, maar weer eens die son hou nooit op verskyn nie. Hy's altyd daar, net agter die wolke. Romeine 13 vers 12 sê die woord daar, die nag het ver gevorder en dis amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Nou as ons gaan kyk in 2 Korintiërs 6 vers 7, die C-gedeelte daarvan. Hy sê, in die woord van waarheid en in krag van God, in die wapens van geregtigheid, die regter en die linkerhand. En daai selfde gedeelte verwys weer na Efesiërs 6, vers 16 tot 17. Kyk daar, en hy sê daar, behalwe dit alles, neem die skuld van geloof op, waarmee jy julle die vuurige pyle van die bose sal uitblus. En neem die helm van verlossing, die swaard van die Gees, die woord van God. Baie keer, so, as ons kyk na hierdie, wat hy vir ons sê, verwys dit na die wapenrusting wat God vir ons gee, om al hierdie aanslae en die storms te kan weerstaan in jou lewe. So baie keer wonder ons, gaan hierdie donkerte dan ooit verdwyn, maar elke swaar kry, goeie nuus het 'n vervaldatum. Geen swaar kry kan vir altyd aanhou nie. Jou donker oomblikke is nie 'n graf nie, maar sien dit eerder as 'n brinkel. Maar dit bring hom na 'n nuwe begin. Jy kan besef dat jou grootste donker, jou grootste bekommernis, of jou krisis wat jy heilig in jou lewe het, God is besig om te sien hoe die lig begin skyn, alhoewel jy nog steeds in die donker te staan. God sien reeds hoe die lig, hoe die dag begin breek in jou lewe. Ek wil jou aanmoedig, geliefdes. Vertrou op hom. Hou vas aan hom. Sien hoe jy jou paai gaan gelyk maak. God se ekonomie begin in die donker. Die skepping begin ook in die aand. Die Pasga begin na sonsondergang. Die opstanding begin terwyl dit nog donker was. God werk van donker na lig, nie andersom nie. So as jy donker te beleef, weet dat God besig is om iets te doen. En donker tye is nie 'n bewys van mislukking nie. Moet dit nooit so sien nie. Dis eerder 'n beginstadium van 'n nuwe dag.
As ons kyk na Jesus en die disippels, en die toe hom gelei het met sy kruisiging, hulle het gedink dis die einde van die pad. Hulle het gedink, alles wat hy gepreek het, al die wonderwerke wat hy op aarde gedoen het, al die mense wat hy gesond gemaak het, in die dinge wat hy gedoen het, was alles te vergeefs. Hulle het gedink dis die einde van die pad. Hulle het gedink, dit is donker, wat nou? Wat nou? Maar ons ken die geskiedenis. Dit was as dit ware die begin, nie net van Jesus se opstanding nie, maar ook weer die begin van u en my, van ons redding. En 'n bewys dat God in die midden gaan. Dit was 'n bewys daarvan. Die woord sê daar in Jesaja 43, daarvan of die tweede vers, hy sê daar, as jy deur die water gaan, ek is by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal dit jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Dis 'n belofte. Dan gaan ons daarna Psalm 66, vers 12 toe. Ek wil hom net eintlik hierso lees. Psalm 66, vers 12 sê, U het mense oor ons hoof laat ry, ons het in die vuur en in die water gekom, maar U het ons uitgelei en oorvloed. Wat 'n vertroosting is dit nie. Daar kan nooit oorwinning wees as daar nie 'n storm of 'n geveg betrokke is nie. Nooit. Die woord sê duidelik in Spreuke 24 vers 16. Kom maar 'n notaatjie maak van hierdie Here. Hy sê daar, 7 maal val die regverdige, en hy staan weer op. Maar die goddelose struikel in ongeluk. Wat sê God hier vir ons? Hy lê klem hierop, moenie bly lê nie. Staan op en beweeg. As jy bly lê, gaan die storm jou oorweldig, gaan die water jou oorspoel, gaan die vuur jou verbrand, as jy bly lê. Jy moet beweeg. Ons sal 'n bietjie later sien wat dit beteken om te beweeg. So, hier kom ons dalk op 'n punt waar ons begin om vrae te vra. Ons geloof val ons. Wie se geloof het hom al geval? Steek op jou hand. Ek steek sommer altyd my hand op. Dit het al met my ook gebeur. Ons geloof val ons, ek wonder hoe werk die dinge. So, ons vertrou nie vir God nie, dit lei eweneens tot bitterheid en siekte, so moenie opgee nie. Bly beweeg, kry nog 'n put. Die woord sê daar in Romeine 8, vers 28, baie bekende gedeelte, jy kan hom maar in die Bybel gaan onderstreep, hy sê daar, ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat as sy voorneme geroep is. Glo jy vandag, jy is as sy voorneme geroep? Amen. Glo jy dit? Ek wil nie amen. Amen, natuurlijk. En as jy dink, jy gaan dit nie maak nie, onthou, ons Here is 'n waymaker. Hy's 'n miracle worker. Hy's 'n promise keeper. Hy's a light in the darkness. Ons gaan nou na daai liedjie sing. En ek wil hê as ons hom gaan sing na die boodskap, sing nou met volle borsheid, want dit is die waarheid. God verwag nie dat jy die berg in een dag moet uitklim nie. Hy verwag dit nooit van jou nie. Al wat hy vir jou sê, jy moet dit aanhou klim. Dan vat dit jou 2-3 dae, maak nie saak nie. Die oorlewing is nie toevallig nie. Dit is 'n profesie van God. Oorlewing deur al die storms is profetiese bewys dat die Here vir jou ruimte het, dat jy nog 'n taak het om te verrig. Glo jy dit vandag? Glo jy dat die swaar kry, die donker in jou lewe 'n bewys is dat God jou vorm? Glo jy dit? Amen. As ek amen hoor, as ek baie gelukkig. So, as daar 2 Konings 7, jy van my op te sit net hier. Dit praat ons van die 4 melaatse mans. As jy ook gaan lees, jy kan dit self gaan lees. Hulle het beweeg na Jesus toe dit nog donker was, toe dit skeef was. So, hulle het vroeg opgestaan, toe dit donker was, hulle al begin beweeg. En dit gaan nie oor hoeveel jy is nie, of wat jy het nie, of hoeveel jy nie het. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor die klank wat jy vrystel. Dit gaan so aan die klank wat vrygestel word uit jou huis, uit jou gesin, uit jou besigheid, uit jou werkplek, maak nie saak nie. 'n klank van oorwinning mag wees. En ek wil hê jy moet asseblief vandag besef, ons staan reeds in oorwinning. Ons vra nie vir oorwinning. Ons bid en ons praat vanaf oorwinning, want die oorwinning is reeds behaal aan daai kruishout. So, en nog verder, na die vermeerdering van die brood, daar in Johannes 6, stuur Jesus sy disippels in 'n skei om die oorkant te vaar, en waar hulle binne in die midde van 'n storm bevind, in die donkerte. En baie keer toets die Here dit wat ons harte aangaan. En ja, toe dit nog donker was, kom Jesus op die water aangestap.
En toe Jesus, het sê daar vir Petrus, en hy vra, kan ek roep my om na jy toe te kom? En hy het nie 2 keer gedink nie. Hy het uit die boot geklim en na Jesus toe geloop. En toe sy geloof hom val, toe hy sink, toe gryp Jesus sy hand aan. Nee, kom uit. So, vandag as jy sink, roep na Jesus, hy sal jou uithaal. Ek kan jou beloof vandag, hy sal. Ek staan op die woord vir dit. En toe Maria by die graf kom, by Jesus se graf kom, terwyl dit op donker was, sien sy iets. Jesus wys homself aan haar in 'n vorm wat sy nie herken. Sy het nie geweet is. So dalk kom die Here na jou toe in 'n nuwe vorm. Jou antwoord kom dalk in 'n vorm wat jy nie verwag het nie. Dit het al baie gebeur. Jou antwoord wat jy kry, is nie die antwoord wat jy gesoek het, maar is die regte antwoord. Dit wat die vyand wil gebruik om jou te vernietig, kind van God, sê ek vandag jou, gebruik God om jou te ontwikkel, maar daar is 'n voorwaarde aan. Hou op beweeg. Jy gaan nie lê nie, staan nie beweeg. Nou gaan ons weer 'n bietjie terug aan Genesis 26 vers 1. Hy sê daar, ons het dit vroeër gelees, en daar was hongersnood in die land, buite die eerste hongersnood in die dae van Abraham gewees het. Daarom het Isak getrek na Abimelech, die koning van die Filistyne na Gerar. Nou, Isak bevind hom hier in 'n land van hongersnood. En dit is oorweldigend vir hom. Op ons geloofsreis kom ons ook droogtes en hongersnood tegemoet. Ons kom ook daar. En God is besig in daai tyd om jou geloof te stig en jou gereed te maak. Dis hoe God se proses werk. Die dag is op pad. En as ons verder gaan, nou breek ons bietjie af die Genesis gedeelte wat ons gelees het. Genesis 26 vers 2 tot 3 sê daarvan. En die Here het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek na Egipte nie. Woon in die land wat ek jou sal aanwys, vertoef daar as vreemdeling in hierdie land, en ek sal met jou wees en jou seun, want aan jou nageslag sal ek hierdie lande gee. So Isak was hier bewys van hy was gehoorsaam. Dit was nie vir hom maklik in daai land nie. Dit is almal was teen hom. Hy's 'n vreemdeling. Niemand ondersteun hom nie ensovoorts. So maar hy het gebly waar God hom geplaas het. Want belangrik om te besef, die plek van gehoorsaamheid is die plek van seëning. Verstaan jy dit? Amen. Dis wel nie altyd maklik nie. Want wanneer jy besluit om gehoorsaam te wees, dan voel dit soms of die teenoorgestelde gebeur. Wie het al so ervaring gehad? Natuurlik, ja, absoluut. Maar ek wil vandag vir jou bemoedig. Moenie staat maak op die natuurlike ding. Soos jy gehoorsaam was en die ding ook nie reg nie. Natuurlik gaan jy dink, nee, dit was nie regte ding nie. Maar dis dalk die natuurlike ding waar jy dink, nee. Hy sê, moenie staat maak op Egipte nie, bly in die land wat God aan jou gegee het. Jy is hier geplant, hier moet jy bly. Want hier waar jy geplant is, moet jy vrug dra. So, as jy bly waar God jou geplant het, maak God in jou belofte, ons sien wat hier gebeur met Isak. Hy bly in die land, alhoewel dit nie vir hom maklik is nie. In die land Gerar, is hy 'n vreemdeling, dis 'n vyhandige, onvriendelike plek, dis 'n plek van jaloesie, dis 'n plek van stryd en nait. En vandag voel jy dat om hierdie beskryf by omstandighede. Dit is alles is net teen my. Jy voel dit dalk. Maar God sê vir Isak, hy gaan hom daar seën. En God sien vir jou vandag waar jy is. Hy weet presies waar jy is. Op elke oomblik, op hierdie oomblik weet God waar jy is. Hy sien jou in die stad waar jy bly. Hy sien jou in jou werkplek. Hy ken jou adres. En hy wil tot so ver kom dat hy sê, God, ek ken tot jou bankrekening. God weet alles van jou af. Hy sien jou. God sal jou sien daar waar jy is. Hy maak jou vrugbaar waar jy is. Onthou, God se stem is altyd groter as jou omstandighede. Partykeer oorweldig die stem van die omstandighede jou, en ek wil iemand vandag nou mooi hoor hierso. As jy gehoorsaam is, dan word jy nader aan doof vir die stem van jou omstandighede, en die stem van God sal jy eerder hoor. Maar voorwaarde is, jy moet gehoorsaam wees. Aanhou beweeg. Daar waar jy geplant het, daar sal hy jou onderhou. Belofte van God. Daar waar jy geplant het, sal hy jou onderhou.
En God praat hier met ons duidelik deur die verhaal van Isak. Alles sit in die Ou Testament, sommer reg in die begin van die Ou Testament. Maar hy sê daar vir ons in vers 12, Isak het toe die land gesaai, en daardie jaar 100voudig gewen, maar die Here het hom geseën. En hy sê vir hom, saad werk, alles gaan ontdroog, sê vir Isak. Saad werk. Saai, en hy het gesaai, het 100voudig gewen, en na dieselfde jaar, en dit is nogal in 'n hongersnood. En hy sê, die mense sê die normale, ag ja, maar jy het maar net in goeie grond gesaai. Geloof sê, saai, alles is nog droog. Dis wat geloof sê. Die natuurlike sê is goeie grond, maar geloof sê, saai, alles is droog. Het maak nie sin nie, maar hier kom die belofte. Hy het 100voudig gewen in daai tyd. Want die Here, want hoekom die Here het hom geseën? Hoekom het die Here hom geseën? Hy was gehoorsaam. Hoekom het die Here hom geseën? Hy het aanhou beweeg, hy het nie gaan stil staan. So dis duidelik as ons dinge doen, ekskuus tog, in geloof. Wanneer ons uitstap in geloof en ons begin dinge doen, veroorsaak dit wel oorlog. Ekskuus tog, ja. Want nie almal is gelukkig as iemand sien die word geseën. Baie mense hou nie daarvan. Dan vers 14 van Genesis 26 sien ons dat jaloesie en kritiek toe hy geseën word, daar kom aanvalle en demoniese weerstand, en die weerstand is 'n duidelike teken dat jy in die regte rigting beweeg. So die voorwaarde is, hou dus aan beweeg in die regte rigting. Genesis 26:14 sê hy trop 'n klein vee en beeste gehad en baie bediendes, sodat die Filistyne het omring. Hulle het jaloers op hom. En wat doen Isak toe hy weerstand kry? Hy begin die putte van sy pa weer oopgrou en hy herstel die putte van sy erfenis. Daar vers 18 van Genesis 26 sê hy, en Isak het die putte weer opgegrawe, wat hulle in dae van sy vader Abraham gegrawe het, en wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het, en hy het dit genoem by die naam wat sy vader daar gegee het. En hierdie putte van herstel toon aan vir hom die erfenis, die vloei van die Gees, sy geestelike kapasiteit, en wat doen die vyand, die Filistyne kom en gooi die putte vol grond, en dan is so jaloers op hom, wat hulle sy putte toegooi. Net so kan jy dat voel vandag, mense gooi jou putte. Hulle is jaloers op jou, oral waar jy gaan, word jou putte toegegooi. Dit wat jy gekry het, word van jou weggeneem. En wat doen Isak? Hy beweeg aan, hy gooi net nog 'n put, en hy weier dat hulle sy erfenis gee. Net so ook in ons lewe moet ons dit verklaar vanoggend. Dat die erfenis wat God oor die lewe uitgeroep het, voor die grondlegging van hierdie aarde, oopgegrou sal word en openbaar gemaak sal word. En dis nou die tyd om te herinner dat God beloof het. Glo jy vandag, was goeie tye oor jou uitgespreek, nog voor die aarde gevorm was, voor jy gebore was, is daar goeie dinge oor jou uitgespreek. Glo jy dit vandag? Nie net slegte dinge nie, absoluut. Absoluut. Ek sien Isak groei put, en hy noem hom Ezek, wat beteken onenigheid. En hy gaan en hy groei nog 'n put, en hulle toos ook daaroor, en hy noem dit Sitna. En toe gaan hy verder, en hy weer 'n put gegrawe, hy het nie getoos nie, en hy het dit Rehoboth genoem en gesê, ja, nou het die Here vir ons 'n einde gemaak. En het gaan vrugbaar wees met die land. En so wat leer ons uit? Isak stry nie, hy bly gehoorsaam, hy beweeg aan, en soms word ons deurbrake ontsluit, deur nie te veg, maar deur aan te beweeg. So, sê dit vir jy vandag iets. Nie altyd moet jy veg oor iets, jy moet dat nie aanbeweeg. Wat belangrik is, moet jy God hoor, wat jy moet doen. Nou, Genesis 26, daarvan vers 24, ja, as jy dit vir my kan opsit, Genesis 26 vanaf vers 24. Hy sê, en die Here het aan hom dieselfde nag verskyn en gesê, ek is God van Abraham, jou vader, moenie bang wees nie, want ek is met jou, ek sal jou seën in die nageslag verneder, ter wille van Abraham, my knegt. En so sê God vir Isak, in die nag, in die donkerte, moenie vrees nie. Ek wil jy vandag bemoedig, jy nie te vrees nie. Want God sê, hy sal met jou wees. Hy sal jou seën.
Hy is van jou beskerm. Ja, ek wil graag gaan afsluit. En soos die jaar 2026 nader kom, voel jy dalk in hierdie tyd jou pitte word toegegooi, maar die oorwinning lê in aangaan. Doen wat Isak gedoen het. Hy grou net weer 'n put en die Here sê vir jou, hy maak ruimte vir jou. Hy maak 'n Rehoboth oomblik vir jou. Maar die voorwaarde is, jy moet aanhou beweeg. Jy mag nie gaan lê. So ek vra, mag jy almal die oorvloedige seën van die Here ervaar. Al is dit donker om jou, word dit weer dag en die Here sal vir jou Rehoboth maak. Hy sal vir jou ruimte maak. Hy maak ruimte vir jou, maar jy moet loop. Dit is belangrik. Nou Genesis 26 vanaf vers 26. 'n belangrike gedeelte van die boodskap. Hy sê daar, daarop kom Abimelech na hom van Gerar af, saam met Ahusa, sy vriend, en Pichol, sy leeroowerste. Vers 27. En Isak het hulle gevra, waarom het julle na my gekom, terwyl julle my haat, en julle het vir my al weggestuur? Toe antwoord hulle hom, ons het duidelik gesien dat die Here met jou is. Daarom het ons gedink, laat daar tog 'n eed tussen ons wees, tussen ons en jou, en laat ons 'n verbond met jou sluit. Jy moet ons geen kwaad doen nie, net soos ons jou nie aangeraak het, en jou niks as goed gedoen het nie, en jou in vrede weggestuur het. Toe sê daar, jy is nou eenmaal 'n geseënde van die Here. So, wat het God hier gedoen? Hulle was teen hom, toe sien hulle hoe God hom seën. Aan die einde van die dag het God daardie mense verander en vir hom kom sê, jy is nou maar eenmaal geseënde van die Here. Ons kan nie teen jou wees nie. So sy vyande het erken dat hulle gesien het die Here sien. Dit wat hulle teen hom gehad het soos mis vir die son verdwyn, hulle wil eet met hom. Sodat uiteindelik wil hulle ook maar geseënd wees het. So ek verklaar vanoggend oor elkeen van u. Jy is nou eenmaal geseënd van die Here. Alhoewel ek nie jou vyand is nie, maar verklaar jy is geseënde van die Here. So, terwyl dit nog donker is, wil ek vandag verklaar in die naam van Jesus, die verreëse Christus, dat jou nag sy mag verloor. Dat die duisternis nie die laaste woord het nie, en dat God se dag reeds oor jou begin breek het. Hoor die woord van die Here. Daarvan verklaar dat die nag het ver gevorder, dis amper dag. Al is dit nog donker om jou, en die lig van God breek deur jou, jy sal nie in die donker vassteek. Jy sal nie deur die storm verswelg word nie. Jy sal nie deur teleurstelling gedefinieer word. Jy word deur sy beeld gevorm en nie deur jou seisoen nie. Donker te buig voor die lig, en ek roep dat jy die wapen van lig sal opneem in hierdie tye, die wolk wat die wêreld se duisternis bring vir jou openbaring, leiding en beskerming. Hy is die wolkkolom en die vuurkolom. Vir die Egiptenare was dit duisternis, maar vir die Israeliete was dit lig. Dit hang af van watter kant jy staan. As jy aan die voorkant gestaan waar die Israeliete was dit lig, maar agter was dit donker. So dit maak saak watter kant jy staan. Ek verklaar dat jy altyd nie regte kant sal staan. Waar die vyand jou wil breek, daar bou God jou. Waar die vyand jou wil stil maak, bring God 'n klank deur jou wat nasies beweeg. En dit gaan oor wie jy is nie. Dit gaan oor die klank van geloof wat jy dra. Jou slagvelde word feesvol. Mure van beperkings skuif en maak ruimte. Al verstaan jy nie die pad nie. Die Here gaan voor jou uit. Hy maak die onbekende bekend. Donker plekke lig, krom plekke reguit. Heiligheid is jou nuwe posisie. Lig is jou nuwe wapen. Geloof is jou nuwe staf en beweging. Jy staan op en loop as dit nog donker is. Jou Maria wag op jou. Jesus wys hom aan jou op 'n nuwe vlak. Die opstanding raak nie net jou ewigheid nie, dit raak jou vandag.
en op hierdie oomblik. Amen. Vrede vir u. Moet bid saam. Hemelse Vader, ja Here, ons dank U Here vir die woord wat U vir ons opgebreek het. Here, dat ons vandag kan weet, Here, ons in die hoë oomblik is daar, Here, dat U vir ons sal ruimte maak waar ons ook al gaan, Here. En Here, dat elke verklaring wat U gemaak is vandag, en elke deel die woord wat ons bemoedig, dat dit sal wees, Here, sodat U alleen eer sal. Here, maar die voorwaarde wat U stel is, ons moet aanhou beweeg. En Here, dat ons nie sal stil staan en stil sit nie, dat ons sal aanhou beweeg, Here. Dat ons nuwe putte sal grou, ongeag die weerstand en die teenstand wat ons kry. Here, dat ons vorentoe sal gaan, Here, met die krag, Here, wat U in ons deponeer, Here, dat ons nooit ooit sal stil staan nie, dat ons sal aanhou beweeg, sodat ons die seën van U kan ervaar. Dat mense na ons toe kom en sê, jy is nou maar eenmaal geseënde van die Here, dat ons dit sal kan uitleef as geseëndes van U, Here. Here, selfs in hierdie tyd, Here, wil ons ook dink aan hulle wat in eensaamheid verval het, en die mense wat in hierdie tyd in verwerping staan. Here, ons wil bid, Here, dat U hulle sal oplig, Here. Dat U lig ook oor hulle sal skyn, Here. En Here, dat hulle in 'n donker nag dag sal word. En ons eer U daarvoor, Vader. Want ons weet, o Here, U is die almagtige koning, U is die skepper, en Here, vir U is niks, maar niks onmoontlik nie. En ons eer U daarvoor, Vader. In die wonderlike naam van die Here Jesus, alleen bid ons dit. Amen. Amen. En amen. Baie dankie. Die kant of ons na vore toe kom. Kom ons staan. Dan sing ons hierdie volgende lied. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, making every heart. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker.
Waar ons ook gaan nagmaal bedien 10:00 die oggend en ons gaan na die tyd net so 'n bietjie saam kuier vinger eet hê. So ek vra al die dames asseblief as julle vir ons 'n bordjie eetgoed kan saambring, dat ons net lekker na die tyd kan kuier. Ons sal sorg dat koffie wees of tee wees alles en net 'n lekker bordjie eetgoed. So moenie vergeet nie, ons nooi hartlik uit erediens 10:00 Woensdagoggend hierso saam met die nagmaal. Sal bly wees om te ontmoet op daardie dag. En dan ook volgende Sondag die 4de is dit weer ons erediens. Ook weer om 10:00 dis vanoggend. Nooi ook hartlik uit daarna toe na baie gemeente toe. Mag die Here elkeen seën. So kom ons sing hierdie laaste lied waarna pastoor Lorraine van vra ons diens aan te sluit. Baie dankie. Baby
Ja. gedoen. En ek het ook gesê, Here, hy het sy man na u gaan. Ja. Here, dit is ons vergete van môre. Ja. Dat u ons sal skoonmaak, dat ons sal erken dit wat ons verkeerd doen, dat ons werklik in u genade kan lewe en kan wandel, dat ons weer die vreugde kan vind in hierdie nuwe jaar wat ons voor lê. Dankie dat ons deur die jaar gedraai, dat u ons gelei het. Here, daar was moeilike tye. Here, ons dit is ons putte toegegooi gewees. Ja. Here, dankie dat u Amen. dankie dat ons weer die oorvloed en die seëning van u kom geniet het. Here, seën ons verder op ons huis vir die res van die jaar. En ons geniet u eer en die lof en die aanbidding, want alles behoort net aan u. Ons behoort bid in Jesus naam. Amen. En amen. Baie dankie. Vrede vir u.